Solank jy glo soos die meerderheid glo, is daar nie probleme nie. Onthou jou laaste vyand wat vernietig word en wat klaar vernietig is die dood. God het dit klaar gedoen, hy gaan dit nie weer doen nie. Ons is opgewek in 'n nuwe lewe om nou te manifesteer hierdie lewe. So met ander woorde, ons kan nie meer net aanvaar as iemand doodgaan nie. Ons moet weerstand bied. Want dis in elk geval die van God het. Dis nog steeds die ou verwronge identiteit wat ons as die mens en ons as die kerk leef en preek. Al krag wat die dood nou het, is wat ons preek en wat ons glo en waarvan ons oortuig as mense. Daarom sal ons die waarheid ken. En dis die ken van die waarheid. Luister mooi, dit is nie eers die waarheid nie. Dis die ken van die waarheid wat jou vrymaak. So dit help nie ons hoor die waarheid nie. Maar ons ken, ons word nie een met dit nie. Om een te word met dit beteken intiem. Daar moet een of ander tyd 'n Christus gebore word, 'n Christus denke, 'n Christus bewustheid, 'n Christus manier van redeneer, 'n Christus leefwyse. Ek kan nie aangaan met my lewe soos ek aangaan nie. Iets moet gebeur. Anders ken ek nie. Ons moet ken. Adam het vir Eva beken. Daai ken beteken dis meer as net hallo of goodbye. Dis hoe ons die waarheid moet ken, sodat in ons 'n geboorte plaasvind, iets begin sigbaar word as die Christus geopenbaar op hierdie aarde, wat die impak en die verskil maak. Dit beteken ek hoef nie meer saam te stem met alles nie. En ek kan nie meer saamstem met alles nie. Want alles is nie meer waarheid nie. Onthou julle verlede, ons vorige boodskap, jy kan besig wees met die Bybel. Ja, Rudy, maar die Bybel sê, maar wat sê die woord? Wat sê die woord? Vandag is 'n baie belangrike boodskap. En ek weet nie waar moet ek begin nie, maar ek dink ek gaan hier begin. Ek gaan begin by 'n bedekking. Daar is 'n bedekking wat die mens weerhou van 'n heerlikheid. Wat die mens weerhou van 'n heerlikheid tot heerlikheid. Vraagteken. Daar is 'n bedekking wat die mens weerhou van 'n heerlikheid tot 'n heerlikheid. En dit is nie 'n proses nie. Dis eerder 'n toestand, 'n identiteit. As jy moet dit kan sien. En hierdie sien is nie met jou natuurlike fisiese oë nie. Hierdie sien is as ek en jy die denke van Christus het, as Christus geopenbaar in vlees, moet ons as die Christus begin sien. Dis nie 'n heerlikheid op 'n heerlikheid op 'n heerlikheid nie. Dis net 'n heerlikheid tot 'n heerlikheid. En ons moet dit kan sien. Ons moet dit kan sien. Kyk gou wat sê ou Paulus in Efesiërs 1 oor dit. Kyk gou wat sê Paulus in Efesiërs 1. Kyk gou wat sê Paulus in Efesiërs 1 oor dit. Efesiërs 1. Oor hierdie sien. Wat moet ons sien? Hoor wat sê hy in Efesiërs 1, vers 17. Net so 'n bietjie opskuif. Efesiërs 1 vers 17. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel in die heiliges is. Met ander woorde, dis in jou. Die Afrikaanse vertaling het gesê onder, maar is verkeerd vertaal. Dit moet wees in ons. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is,
vir ons wat glo, na die werking van sy krag, van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand. Met ander woorde, dis die opwekkingskrag, die opgewekte, verheerlikte Christuskrag in ons, die heerlikheid. En jy het verligte oë van die verstand nodig, om dit te kan sien, want dit is die hoop van sy roeping. Nou wat is die hoop van sy roeping? Ek het 'n klompie goed hier neergeskryf, wat betekenisse het. Die hoop van sy roeping beteken, om te openbaar wie jy is. Daarom moet jy dit sien. Met ander woorde, dit is om te openbaar eintlik wie ek en jy is. Halleluja. Kyk gou, wat is die hoop van sy roeping gewees om te openbaar wie ek en jy is? Sy is my klank reg, hy klink vir my so sag. Is hy reg? Daar waar jy rekord, wys hy die regte hoogte. Wat dink jy slag is, so hy's reg. Is seker maar ek wat iets anders hoor. Wat beteken die hoop van sy roeping, om aan jou te kom openbaar wie jy eintlik is? Kyk gou wat sê 2 Timoteus 1 vers 9 oor dit. Ek wil net vir jou wys. 2 Timoteus 1 vers 9. 2 Timoteus 1 vers 9. Wat is die hoop van sy roeping, om aan jou te openbaar wie ek en jy eintlik is? 2 Timoteus 1 vers 9 sê, wat ons gered en geroep het, sê geroep het. Sê gered het. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af aan Christus Jesus geskenk is. Met ander woorde, hy kom openbaar in ons wie ons is, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld, as hierdie heerlikheid. En ek en jy moet dit kan sien, met verligte oë van die verstand. Halleluja. En dis deur die kennis van hom. Ons moet hom ken. Dit gaan oor kennis, dit gaan oor hom te ken. Vers 10 is belangrik, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, die dood is klaar tot niet gemaak, en lewe en onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie. Met ander woorde, wat doen hierdie heerlikheid? Hierdie heerlikheid gaan nou openbaar, die dood is tot niet gemaak. Hierdie heerlikheid gaan openbaar, die aankondiging van lig, en die aankondiging van onverderflikheid, onverganklikheid, 'n sekere tipe kwaliteit lewe as verheerlik. En wie moet dit openbaar? Hier sit ons. Halleluja. Halleluja. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie mooi nie? Is dit nie kosbaar nie? Met ander woorde, om dit te sien, is anders as om dit op die bord net te sien. Dis 'n inwaartse sien, want die volheid is waar, dis in ons. Die Christus is waar, dis in ons. Kolossiërs 1:26-27 sê Paulus, die hoop van hierdie heerlikheid is Christus in jou, is Christus jy. Habakuk 2 sê, die kennis van hierdie heerlikheid sal die aarde bedek soos die waters, die seebodem, en om hom te ken, is om een of ander tyd te sien. Met ander woorde, ek kan nie sê sy wiele nie, want ons kan nog nie sien nie. Toe breek die vir Veronique, toe hulle mekaar ken, 9 maande later, 2 maande later, 3 maande later, 4 maande later kon ons dit begin sien. Die hoop van hierdie heerlikheid, Christus. Met ander woorde, een of ander tyd moet hulle hierdie heerlikheid begin sien. Daarom is dit die ken van die waarheid wat ons vrymaak. Halleluja. So, kom ons begin. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3. Vers 5. 2 Korintiërs 3 vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter, nie van die wet nie. Met ander woorde, ek gaan 'n paar goed skryf, ons gaan 'n bietjie uitvind wat is hierdie bedekking, nie van die wet van Moses nie, maar van die Gees. Ons gaan nou uitvind hoe kom. Wat beteken jy's bekwaam gemaak? Die woordjie bekwaam beteken jy wat vanoggend hier sit is vir God genoeg.
jy's genoeg. Jy's waardig, jy's genoeg in jou vermoë, jy het gearriveer. Soos asof in 'n seisoen, jy's klaar geposisioneer in dit, jy kwalifiseer, dit is joune, soos hy is jy in hierdie wêreld. Hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy dit gedoen? Ons weet met die volheid van tyd. Ons weet met die volheid van tyd is dit alles volbring. My kruite is baie snaaks. Hulle kry seker koud. Ons weet 3 dae later was daar 'n opstanding. Ek en jy is saam opgewek as hierdie een nuwe mens deur God bekwam. Met ander woorde, jy is saam met hom opgewek in hierdie erfenis as bekwam. Nou moet jy dit net sien. Is dit nie fantasties nie? En die fantastiese gedeelte is, jy's opgewek deur die heerlikheid van die Vader in 'n nuwe lewe. Wat is hierdie nuwe lewe? Die manifestasie as die heerlikheid. Al wat jy kan doen is, jy moet dit net kan sien. Is dit nie fantasties nie? Vers 7. En as die bediening, kom ons vers 6, eers gehoor, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, nie van die wet nie, maar van die Gees, want die letter, die wet, maak dood, maar die Gees maak lewend. Met ander woorde, die wet maak dood, maar die Gees maak lewend. Hoe lewend maak die Gees ons? Hoe lewend maak die Gees ons? Hy maak ons lewend as verheerlik, onverganklik. Die verheerliking as God in vlees, hier staan hy. Dis hoekom jy opgewek is. Is dit nie mooi nie? Die grootste probleem tans waarmee ons sit, omdat die mense dit kan sien nie, is omdat ons nog nie uitgekom het by die wet, die psalms, die profete as volbring nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy uitkom by dis volbring. Anders, as jy nie gaan uitkom by dit nie, bly hang hy vir jou op die kruis. Maar as jy gaan uitkom by dis volbring, dan is jy as hy opgewek verheerlik, 'n manifestasie, en dis iets wat ons moet sien. En dis wat ons in die bediening bedien, dat jy dit kan sien. Is dit nie mooi nie? Nou sê vers 7, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer, dit is mooi, in heerlikheid was, so die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, luister mooi, wat tog moes vergaan. Met ander woorde, alles wat ons vandag hier gaan hoor, alles wat jy vandag daar gaan hoor, alles wat jy vandag daar gehoor, alles wat jy vandag hier gaan hoor, hierdie kant, moet vergaan. En hy praat hier van 'n heerlikheid. En ons, ongelukkig, sê vir die ou langs jou ongelukkig, en vandag gaan ons regstelling bring, het ons as die kerk hierdie heerlikheid gevat, toe maak ons dit hierdie heerlikheid. En dis nie die waarheid nie. En vandag gaan ek regstelling bring, kan ek maar. Nou is die vraag, maar wat beteken heerlikheid? Dis belangrik dat ons weet, wat beteken die woord heerlikheid, want hy het meer as een betekenis. Heerlikheid beteken opinie, uitsig, gesig, oordeel, het sy goed of sleg, aangaande iemand. Kyk op die bord. Wat het die wet gedoen? Die wet van Moses het mense veroordeel. Wat was deur die mense opinie van God
God straf, God slaan. Jy gaan eendag voor 'n wit troon oordeel staan, dan moet jy rekenskap gee. Sê dit was 'n tipe van 'n heerlikheid wat moet vergaan. Want om hierdie heerlikheid te sien as die goeie opinie van wie en wat God is, die ken van God, hoe God jou sien, is die manifestasie as hierdie heerlikheid. Kan jy verskil sien? Heerlikheid beteken ook in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament is dit altyd 'n goeie opinie of mening aangaande iemand, om iemand op te hemel. Daarom is jy bekwaam. God het jou kom op hemel. Jy's bekwaam om lofwaardig in eer en heerlikheid. Lofwaardig in eer en heerlikheid. Lofwaardig in eer en heerlikheid. Daarom sê Romeine 2 vers 7, hy wat nou in goeie werke heerlikheid en eer soek, onverganklikheid, die ewige lewe. Niks te doen met die hemel toe gaan, want dit moet vergaan. Onthou julle die dood, het sy dood gesterf. Ons is opgewek in lewe. Nou moet jy hierdie heerlikheid kan sien. Hierdie heerlikheid is nie hierdie heerlikheid nie, want hierdie heerlikheid se opinie was, hey, Israel, die Jode het tog gevrees. Hy slaan, hy straf. Hy's 'n God met toorn, hy's 'n God met wraak, en nou glo dit vandag, maar as jy uitgekom het by die waarheid, as jy hom ken, gaan jy agterkom, hy's net liefde, hy oordeel niemand, hy het jou kom op hemel, jy's bekwaam, want jy is die openbaarmaking as hy in vlees. Kom ons lees verder. Vers 8 sê, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan in heerlikheid wees nie. Want as die bediening wat veroordeel, kyk op die bord, hierdie heerlikheid het veroordeel. Jy's 'n sondaar. Jy's skuldig. Jy's sleg. Hierdie heerlikheid gee sonde krag en die loon van sonde was die dood. Dis hoekom hy dit kom volbring het. Ons wanpersepsie van wie ons gedink het ons is. Kom eens verder. Vers 11 sê, want as wat moes vergaan met heerlikheid was, wat was hierdie heerlikheid? 'n Opinie, 'n verwronge identiteit van wie en wat God is. Veel meer is dit wat moet bly, jy sal met my bly. Ek is verskriklik jammer om te sê, as jy hier uitgekom het, as jy by dit uitgekom het, as jy by dit uitgekom het, as jy by dit uitgekom het, moet jy bly. Waar moet jy bly? Waar moet jy bly? Kom eens verder. Vers 12. Terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vermoedigheid. Vers 13. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het. Nou gaan dit lekker raak. Nou wil ek eers vir jou vertel, wat is 'n bedekking? Wat was die bedekking wat Moses oor sy aangesig gesit het? Ons moet uitvind, want daai selfde bedekking is vandag nog daar. Wat beteken die woordjie bedekking? Bedekking beteken onkunde aangaande iets. Onkunde aangaande God. Om die kennis van iets te verhinder. Dis al wat bedekking beteken. Met ander woorde, as die bedekking vir jou gelig word, is dit omdat jy kennis van, dis wie hy is, so dis wie ek is. Enige vorm van onkunde aangaande wie God as Vader is 'n bedekking, wat jou weerhou van jou erfenis, as 'n heerlikheid op die aarde, wie jy waarlik is. Daarom kan jy net die waarheid ken, en is die ken van die waarheid, wat jou vry maak, dat jy kan ontdek wie jy nog al die tyd was, soos as voor die grondlegging van die wêreld. Daarom, dis wat 3 dae beteken. 3 beteken volmaak, volkome, goddelike eenheid. Hy net kom openbaar aan ons wie ons eintlik was en is. Nou moet ons dit sien, en hoe meer ek dit sien, hoe meer manifesteer ek dit as verheerlik, want dis alles in my. Maar Moses moes 'n bedekking opsit. Hoekom moes Moses 'n bedekking opsit? En dit was 'n tipe van 'n heerlikheid. Ek moet gou dit vir jou wys, want ek bring bietjie regstelling. Kyk gou wat sê Exodus 34. Ons gaan terugkom 2 Korintiërs toe. Kyk gou wat sê Exodus 34. Kyk wat het gebeur. Moses was op die berg om die wet op kliptafels gegraveer te bring
vir hierdie Israelitiese Joodse volk. En elke keer as Moses op die berg was in die teenwoordigheid van God, het daar iets gebeur met Moses se gesig. Sê gesig. Kyk gou vir my. Dit was Moses is hier en God is daar. Sê vir my, maar hier is Rudy hier en God daar of is alles hier? Ons gaan by dit kom. En kyk wat gebeur. Eksodus 34, hoekom het Moses 'n bedekking opgesit? Want daar was 'n heerlikheid. Wat is die heerlikheid? 'n onkunde aangaande God, 'n opinie, 'n persepsie van God straf, God slaan. God is 'n verterende vuur wat verwoes en vernietig. Sê die persepsie van 'n mens. Sê 'n bedekking wat jou weerhou van jou erfenis, die ware jy, wie jy eintlik is. Is dit nie fantasties nie? Daar's niks wat ek en jy kan doen vir dit nie. Ek en jy kan nie meerder bid vir dit nie. Ons kan nie langer vas vir dit nie. Ons moet dit net kan sien. Die bedekking moet net gelig word. Is dit nie mooi nie? Kyk wat gebeur. Eksodus 34:29. En toe Moses van die berg Sinaï afdaal, die 2 tafels van die getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met hom gespreek het. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy aangesig geblink. Daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. So hoekom het Moses 'n bedekking opgesit? Moses het 'n bedekking opgesit om hulle te weerhou, want hulle was onder en daar was veroordeling in hulle hart, en hulle het na dit gekyk met vrees, met bewing, as God gaan hulle straf. Dit gaan 'n verwoesting wees. Dis hoekom Moses 'n bedekking opgehad het. Moses het nie 'n bedekking opgehad om die heerlikheid weg te steek nie. Moses het 'n bedekking opgehad, want hulle persepsie, wat hulle van God gehad het, was nie dat hulle is bekwaam nie. Met ander woorde, as ek en jy nog redeneer, weet ek is dit nie werd nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is 'n sondaar. Onthou julle ons boodskap van die skandaal? Is daar 'n bedekking, sodat jy geweerhou word van wie jy eintlik is, as heerlikheid. Daarom gaan my volk te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Hoor gou vir Jesus net. Kyk gou wat sê Johannes 5. Dis hoekom hy 'n bedekking opgehad het. Hy het 'n bedekking opgehad, want hierdie Israelitiese volk het 'n persepsie van 'n wettiese denkwyse, God slaan, God straf. God is toornig. God maak dood. Dis hoekom, as jy dit nog glo en jy's van dit oortuig, gaan jy vir Rudy nie verstaan nie, want jy kan dit nie sien nie. Genou wat kom. Hoor wat sê Jesus vir hulle, vir die Jode, in Johannes 5. Ek gaan sommer vers, ek gaan nou vir jou sê wat 'n versie ek gaan lees. Kyk gou wat sê Johannes 5. Johannes 5:21, want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie. Die Vader oordeel niemand nie. Die Vader oordeel niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. Kyk wat sê die Seun in vers 30. Hy sê, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. God die Vader sê, ek oordeel niemand. Hy sê, ek het die oordeel van my Seun gegee. Waar was die oordeel? Waar was die manifestasie as goeie nuus oordeel? Dit is volbring. Maar nou sê die Seun, ek oordeel soos ek my Vader sien oordeel. Maar as die Vader nie oordeel nie, en hy gee die oordeel vir die Seun, en die Seun sê, maar ek oordeel soos ek my Vader sien oordeel, hoe oordeel die Seun dan? Hy oordeel ook nie. Nou wat oordeel ons dan? Hoor wat sê Jesus in vers 45. Hoor wat sê Jesus in vers 45. Moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar's een wat julle beskuldig.
Moses op wie julle gehoop het. Dis hoekom Moses 'n bedekking op gehad het. En as jy nog loop met 'n beskuldiging, jy moet rekenskap gee voor God wat net liefde is daar 'n bedekking. En jy kan dit nie sien nie. So wie veroordeel die mens? Jesus sê, ek beskuldig julle nie by die Vader nie. Daar's een wat julle beskuldig, daar's een wat julle oordeel. Dit was Moses. Dis hoekom Moses 'n bedekking moes opsit. Want hulle was almal in veroordeling teenoor Moses en teenoor God die Vader. Kan ons dit sien? Met ander woorde, daai bedekking en daai heerlikheid het niks met dit te doen nie. Ons moet uitvind vandag, wat is hierdie heerlikheid? Dis fantasties. Wie wil weet? Bly net sit waar jy is. Dit klink amper of die advertensie is, dan sê ons voor dit, bly net sit waar jy is, moenie weggaan nie. So ek sê vanoggend, bly net sit waar jy is, moenie weggaan nie. Terug 2 Korintiërs 3 toe. 2 Korintiërs 3. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 3. Hey, mag jy verlief raak op hom. Mag jy vanoggend ontdek, hoe voel daai Vader hart oor jou. Wow. 2 Korintiërs 3 vers 13. Terwyl ons sodanig hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Vers 13, nie soos Moses wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Met ander woorde mense, dit alles moes vergaan. Waar is dit volbring as vergaan? Daarom is hier net een nuwe mens op 'n nuwe lewende weg. En dit moet alles nou bly. En dis alles lewe en dis alles uit die Gees. Daarom sê Romeine 8 vers 11, dieselfde Gees wat hom opgewek het, is dieselfde Gees in jou om nou jou sterflike liggaam lewend te maak. Daarom is jou sterflike liggaam vir God belangrik geweest, want dit was God se proses as begin. So dalk is hierdie heerlikheid iets anders, en ek wil nie na of julle bring nie. Hierdie heerlikheid is iets anders. Ek gaan nou net vir julle dit wys. Kyk wat sê vers 14. Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament, die wet, dieselfde bedekking sonder dat gelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Wat doen die bedekking? Wat is die probleem met die bedekking? Waarvan weerhou die bedekking ons? Ek wil gou dit inbring. Heilige Gees, ek wil dit gou inbring. Hou gou jou hand hierso. Kyk gou wat sê Efesiërs 4 gou oor dit ook. Ek wil dit gou inbring. Wat is die probleem met die bedekking? Waarvan weerhou dit jou? Wat reeds jou erfenis is, jy's reeds deur hierdie heerlikheid opgewek in dit. Maar wat weerhou jou van dit? Jy kan dit nie sien nie. Hoekom kan jy dit sien nie? Daar's 'n bedekking. En wat is hierdie bedekking se nadeel? Waarvan weerhou die bedekking ons? Efesiërs 4 vers 18, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat hulle is vanweë die verharding van hart. Sê onkunde, sê 'n bedekking. Met ander woorde, dit weerhou jou van die kwaliteit lewe vanweë wat God is, want God se begeerte was. Luister mooi. God se begeerte was, Genesis 1:26, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Laat hulle vrugbaar wees, dat hulle die aarde vul met ons. Sê met ons. Sê, laat ons mense maak na ons beeld. Sê beeld. Nou, ek gaan vir jou wys. Ek gaan vir jou wys, hierdie heerlikheid. Ek wil iewers skryf, hierdie heerlikheid. Hierdie heerlikheid. Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Laat hulle vrugbaar wees, laat hulle vermeerder, laat hulle die aarde vul en heers, die ons. Dis van 'n heerlikheid tot 'n heerlikheid. En dit is eintlik, laat ons mense maak na ons beeld. Kyk gou, ek spring rond want ek wil hê jy moet dit sien. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4 gou oor dit. 2 Korintiërs 4 vers 3. Hoor nou wat sê vers 3. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, ook koek. Ons kan die grootste kerk hê vandag. Luister vir my, ons kan die wonderlikste aanbiddingsspanne hê. Maar ons evangelie is nog bedek. As ons evangelie nog bedek is dit bedek in die wat verlore. Wat beteken verlore? Vergaan, perish, doodgaan.
Naamlik, luister mooi, die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld, wie is die God van hierdie wêreld? Wie was die God van hierdie wêreld? Die wet van Moses. In wie die God van hierdie wêreld, luister mooi, hulle sinne verblind, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat jy vanoggend hoor, luister mooi, wat die beeld van God is, nie op hulle sou skyn. So wat was die beeld? Wat is die beeld van God? Die verligting van die heerlikheid, die openbaarmaking as die Christus, die heerlikheid. En jy moet dit net sien. Ons sê baie, halleluja, Adam was in die beeld en gelykenis. Adam was nie. Adam was 'n tipe van 'n proses. Maar almal wat behoort aan die opgewekte, verheerlikte Christus wat uitgekom het by waarheid, wat sit onder die verligting van hierdie evangelie as die heerlikheid van Christus, dis die beeld van God. Kan julle dit sien? So het verander so bietjie. Met ander woorde, vir my om die beeld van God te openbaar op die aarde, is die verheerliking as God in vlees, die Christus openbaar. 'n Heerlikheid wat die aarde sal bedek, soos die waters die seebodem, want dit moet bly. Dit gaan nêrens heen nie. Dit moet bly. Dis hoekom, ek gaan 'n baie radikale stelling maak. As jy wil doodgaan om hemel toe te gaan, as jy wil weggeraap word, as jy glo aan die eindtyd, is jy nog steeds onder 'n bedekking. Jy het nog nie uitgekom by die wet, die psalms en profete as volbring nie. Jy sal dit nie sien nie. Maar hoe gaan ons dit sien? Wat moet gebeur vanoggend? Wat moet gebeur? Kom ons lees verder. Gaan terug 2 Korintiërs 3 toe. Vers 15. Ja, tot vandag toe, wanneer die wet gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Hoe gaan hy bedekking gelig word? Vers 16. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Wat beteken bekeer? Om jou denke te verander. Wanneer jy jou denke, jou bewusheid verander en jy ontdek, dis eintlik wie God is, dan is dit 'n manifestasie van wie eintlik jy is. Dan word die bedekking gelig. Dan is jou persepsie, jou opinie anderster is, wow, God as Vader is net liefde, hy's net goed, halleluja, en dan begin hierdie heerlikheid geopenbaar word as manifesteer. Hierdie heerlikheid beteken ook die toestand waarin hy opgewek is. Hoe is hy opgewek? Onthou toe hulle verskyn, hier staan hy in hulle midde, hulle skrik hulle melk weg, hy sê vir hulle, maar hoekom, wat gaan met julle aan? Hy sê vir hulle, kom vat aan my, want ek is nie gees nie. As jy wil hemel toe gaan met vlees doodgaan, is jy gees. Hy sê ek is vlees en been, kom vat aan my. Halleluja. Sê 'n toestand. Sê dis nie afstand nie. Dis 'n toestand. En jy moet dit sien. Is dit nie mooi nie? Kom ons gaan 'n bietjie verder. Vers 17. Die Here is gees en waar die gees van die Here is vryheid. Vers 18 is so belangrik. Vers 18. Terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig. Wat is onbedekte gesig? Onbedekte beteken om jouself te sien in die aangesig van Jesus Christus, jou sien soos hy jou sien, die ware jy. Nou hier is die geheim. Moses op die berg, God daal neer, Moses in gesprek met God. Nou hoor ons, as ek 'n onbedekte gesig het, ek is nie meer onder 'n bedekking nie, gaan ek in sy aangesig hom sien, soos wat ek my sien. Nou is die vraag waar? Net vir interessantheid. Kyk wat jy 2 Korintiërs 4, vers 6. Want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis, van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. So waar is die aangesig van Jesus Christus? In jou hart. So waar sien jy dit? So met ander woorde, 'n onbedekte gesig, om met 'n onbedekte gesig te sien, is om inwaarts jouself te sien in die aangesig, jou hart, jou oortuiging, wat glo jy? En daai weerspieëling reflekteer wie jy is, en dis die heerlikheid. Waar is die volheid? Waar is die koninkryk? Waar is die aangesig van Christus? Waar is die heerlikheid? Waar is die Heilige Gees?
Met ander woorde, ek en jy kan nie meer gryp na dit nie. Ons moet sit onder 'n evangelie van verligting, want al wat jy gaan sien is wie jy is, maar eintlik wie hy is, die ware jy. En hoe meer jy dit begin sien, hoe meer gaan dit begin verheerlik, manifesteer, sigbaar, Christus in vlees. Is dit nie mooi nie? Dit verander alles. Daarom is daar baie meer dinge wat volbring is, maar ons kan by dit kom een of ander tyd. Ons is nou verder. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, sê soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Wat beteken aanskou? Aanskou beteken reflekteer. Jouself te sien soos jy hom sien, as 'n mening, as 'n opinie, bewus wees van dit, as hy, as jy, in sy aangesig, en is als in jou hart. Daarom sê Spreuke 23 vers 7, soos wat die mens bedink, soos wat jy dink, so is jy. As jy nou dink jy's 'n wurm, dan is jy. As jy nou dink jy's die Christus manifestasie, as jy denke van Christus, dan is jy. Spieël beteken, om in 'n spieël te sien, beteken hoe hy jou sien. Aanskou beteken hoe jy hom sien. Reflekteer. En hoe meer ons dit begin sien, hoe meer word geopenbaar die heerlikheid, die manifestasie van God as verheerlik in vlees. Is dit nie mooi nie? Kan ons dit sien? Kan ons dit sien? Vers 18 gaan ek oorlees. Terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, in die aangesig van Jesus Christus wat ons weerspieël. Sê vir my, as jy in 'n spieël kyk, vir wie sien jy? Vir jou. So as jy as die weerspieëling in die aangesig van Christus kyk, wie sien jy? Vir jou. Want soos wat hy is, so is jy. Kan ek maar vra? Vat bietjie jou eie lewe. Vat bietjie waar is jy op die oomblik? Vat bietjie jou situasies, vat bietjie jou omstandighede. Vat bietjie jou gesondheid, vat bietjie jou bewustheid, vat bietjie jou identiteit, wat jy van jouself dink. Wat bepaal dit? Is dit omstandighede, situasies, of is dit die weerspieëling van hoe God jou sien? Hoe jy jou sien, wat dit bepaal? En hoe meer jy jouself gaan begin sien, want die bedekking is onkunde, al wat ons sien is God straf. Maar hoe meer ek God sien as liefde, hoe meer ek God sien, wow, God is net liefde, God oordeel nie. Hy het die oordeel vir die seun gegee, maar die seun sê ek oordeel soos ek die Vader sien oordeel. Hoe meer ek hierdie waarheid begin ken, hoe meer ek in die spieël die aangesig van Jesus Christus sien, maar dis wie ek is, hoe meer word ek, ek het 'n energie, jette, verkoue, virusse goed, wow, die goed los my, wow, ek is anders. Aanskou beteken om te reflekteer. Ons lees vers 18 oor. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van die heerlikheid tot heerlikheid. Ander vertaling sê word ons verander na dieselfde beeld van die heerlikheid as die beeld van God. So laat ons mense maak na ons beeld, dit is die verheerliking van jou vleesliggaam. Word ons van gedaante verander. Wat beteken gedaante verander? Dit beteken dat dieselfde beeld as opgewek verheerlik. Genesis 1:26, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Kyk gou wat sê Filippense 3 oor dit. Kyk gou wat sê Filippense 3:21 oor dit. Ontvang ons iets, kan jy dit sien? Kyk wat sê Filippense 3:21. Filippense 3:21, hy mannetjie soek sy oupa. Dis hoekom hy so kwaad is nou. Filippense 3:21, kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur as ek en jy begin sien. Kyk wat gebeur as ek en jy soos in 'n spieël die aangesig van Christus, wie jy waarlik is, kan sien hoe God jou sien, gaan daar iets plaasvind. Daar vind iets plaas. Wat vind plaas? As die beeld van God op die aarde. Want die beeld van God is die verligting van die heerlikheid van Christus. En dit skyn in jou hart. Wat glo jy? Wat is jou oortuiging? Jou hart in die Bybel verwys ook na jou bewustheid. Want ons het die denke as Christus. So wat bedink ons? Is dit ons 5 sintuie wat ons beïnvloed, of is dit die oortuiging omdat ons sit onder 'n evangelie van die verligting as die heerlikheid van Christus as die beeld van God? Dis hoekom dit so belangrik is dat ons nie mis nie. Filippense 3:21, wat ons vernederde liggaam. Ons kom kyk hierso, ons kom al hoe nader aan hierdie heerlikheid.
Ek gaan nou vir julle wys wat as hierdie heerlikheid het niks met dit te doen gehad nie. Nie hierdie heerlikheid waarvan hier gepraat word nie. Terwyl ons vernederde liggaam van gedaante verander word, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, sodat hy alles in homself kan onderwerp as die beeld van God. Dis wat dit beteken. Daarom kyk ons in Romeine 8 oor dit. Dis baie stil vanoggend hier. Kyk ons in Romeine 8:29. Want die wat hy van tevore geken het, dit hy ook van tevore verordineer. Verordineer beteken voor die tyd reeds besluit, om gelykvormig te wees aan die beeld, sê saam met my beeld. Wat is die beeld? Dis 'n verheerlikte liggaam van sy seun. Hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Kyk op die bord. Hy is die eerstgeborene onder baie. Wie is baie? Wie is die ander? Sy liggaam. Wie is sy liggaam? Hier sit ons. Weet jy dan nie dat jy die liggaam van Christus is nie? Kolossense 1:18. Hy is die hoof, ons die liggaam saam hom opgewek uit die dode. So hy wag om gelykvormig te word, sodat ons kan wees baie broeders. Hoe gaan ons lyk? Verheerlik. Ek sal ook vir ander ook sê, man, ek is nie 'n gees, ek wil vat aan my. Geef my iets om te eet. Halleluja. Weet jy wie ek is? Dis hierdie heerlikheid. En ons moet dit sien. Want dit is reeds klaar. Volbring. God gaan niks meer doen nie. Die skepping wag vir die openbarmaking van die seuns. Maar as die seuns dit nie gaan sien nie, gaan alles moet wag. Want die openbarmaking van die seuns waarvoor die skepping wag vir die vryheid van hierdie heerlikheid. Iets wat jy moet sien. As 'n oortuiging, 'n hartding. Dis tussen jou en hom. Dis 'n hartding. Romeine 8:29, want die wat hy van tevore geken het, hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, dit hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy regverdig. En die wat hy geregverdig het, sê ek is bekwaam. En die wat hy geregverdig het hy ook verheerlik. Sê vir my, moet jy verheerlik word of is jy verheerlik? Hoekom ervaar ons dit nie? Want daar's nog 'n. Maar ons vaar al beter. Partykeer net. Party lyk dit soos net. Hoor van Moses. Ek vat jou gou terug na Moses toe. Moses wou graag die heerlikheid sien. Kyk gou wat sê Eksodus 33. Dan wys ek gou vir iets moois uit dit uit. Dan wys ek gou vir jou God se hart. Kyk wat sê Eksodus 33. Eksodus 33, vers 17. Hoe laat is dit? 11:30, dit is baie tyd. Ek gaan nou kom, ek los dit vir laaste. Wat is hierdie heerlikheid? Ek los dit vir laaste. Eksodus 33:17, toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Daarop vra Moses, laat my tog u heerlikheid sien. Maar God antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Sê verskriklik, sê 'n bedekking, sê 'n heerlikheid, as 'n opinie, as 'n oortuiging van 'n God wat straf, van 'n God wat slaan. Nou sê hy vir hom, hy sê, verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Sê mens. Daai mens beteken 'n verwronge identiteit, 'n verwronge bewustheid as 'n skandaal. Onthou julle Psalm 82, het ek nie gesê julle is gode seuns nie, maar nogtans sal julle sterwe soos mense. Onthou julle ons vorige boodskap, weet jy ons rose, ons is mos maar net mens. Here, wees my genadig, ek is 'n arme sondaar. Jy sal hierdie heerlikheid nie sien nie. Dis wat eintlik beteken dit. Daarom toe Moses afkom, moes hy 'n bedekking opsit. Kom ons lees verder. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Sê gou vir my, wat is die aangesig van God? Die aangesig van God is die woord wat vlees geword het. Waar is die aangesig van God, Jesus Christus?
het nou net gelees, waar is dit? In jou hart. Ek soek jou aandag nou. Moses kon God se aangesig nie sien nie, want Moses se persepsie was 'n wettiese denkwyse. Maar as volbring, waar is die aangesig van God en wat is die aangesig van God? Want as jy my gesien het, het jy my Vader gesien, Jesus Christus. Maar waar is die aangesig van Jesus Christus? In jou hart, 2 Korintiërs 4 vers 6, ek het nou net gelees, sodat jy jouself kan sien, soos in 'n spieël, in die aangesig van Christus, sodat jy kan reflekteer, God in vlees. As jy my gesien het, het jy God gesien. So wie is nou God se aangesig? Hier staan hy. Hier staan hy. As die beeld en die gelykenis. Wees nou vrugbaar, Rudy, vermeerder en vul die aarde met ons. Is dit nie mooi nie? Kom eens verder. Vers 21. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. Sê rots, o Here, sien julle wat ek sien? Vers 22. En as by heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jy moet my hand oordek totdat ek verbygaan. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Sê vir my, hy sê vir Moses, maar ek gaan jou op die rots stel. Ek gaan jou in die skeur van die rots wegsteek. Matteus 16 vra Jesus vir hulle, maar julle, hierdie heerlikheid. Wie sê julle is ek? En party sê u is dit en u is dat. En Simon Petrus sê, maar u is die Christus, die seun van die lewende God. En hy sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En op hierdie rots, wat 'n rots? Die rots, die Christus, hoe ek en jy sien, waarin God vir Moses weggesteek het, want daar was 'n bedekking. Moses het nie 'n persepsie gehad, soos die volk, wie God eintlik is nie. Maar nou is daar 'n rots. Wie is die rots? Die Christus. En op hierdie rots sal ek nou my gemeente, my liggaam, wat verheerlik word, bou. En die poorte van die doderyk sal dit kan oorweldig nie. Sien julle hoe steek jy goed in mekaar? Maar kyk God se liefde. Met ander woorde, wie is God se aangesig? Jesus Christus. Waar is Jesus Christus in jou hart? Daarom as ek en jy met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël begin ek kyk, sal ons reflekteer wie hy is as die aangesig. Wie is dan die aangesig? As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Maar kyk God se liefde vir Moses. Kyk God se liefde vir Moses. Matteus 17. Moses, jy mag my heerlikheid nie sien nie. Moses, jy kan my aangesig nie sien nie. Maar ek en jy kan hom vandag sien. Van aangesig tot aangesig. Waar? Sy identiteit. Sy oortuiging. Want soos hy is ek. So as jy my gesien het, wie het jy gesien? Die aangesig van die Vader. Wie is dit? Ek en jy. Dis hoekom, ek gaan dit insê, dis hoekom as jou lewe in hierdie bediening nie verander nie, is dit omdat jy dit nog nie sien nie. Daar is nog steeds 'n bedekking, 'n wanpersepsie, nie net van wie en wat God is nie, maar van wie en wat jy dink. Sê dink, jy is. Want dit bring 'n vrug voort. Ek wil nie te ver gaan in daai rigting nie. Maar kyk God se liefde vir Moses. Kyk wat sê Matteus 17 vers 1. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in eensaamheid gebring. En hy het vir hulle van gedaante verander. Kyk hierso. Hy wys vir hulle, hy demonstreer wat gaan gebeur met die opstanding. Hy demonstreer vir hulle wie ons eintlik is in ons erfenis. En hy het van gedaante van hulle verander en sy aangesig het geblink soos die son. Daai aangesig het geblink beteken gemoed, jou innerlike gevoel, jou gesindheid, jou gelaat. En sy klere het wit geword soos lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia 'n gesprek met hom. Ou Testament, Moses vra vir hom, ek wil graag u heerlikheid sien. God sê vir hom, jy kan my heerlikheid sien nie, want jy kan my aangesig nie sien nie. Jesus Christus, die woord wat vlees geword het, die aangesig van God op die berg, skielik verander hy van gedaante. Hierdie heerlikheid, ons beeld, wie ons is, ons erfenis. En toe hy van gedaante verander as die aangesig van God, toe sê God, hey, roep gou vir Moses, dis hoe my heerlikheid lyk. Toe kon Moses dit sien.
En waar is hy aangesig? Waar is hy Christus? Waar is dit alles nou? In jou. In jou. Sê vir my, dat hierdie ou siek wêreld jou moet boelie? Dat die opinie van 'n ander mens jou moet beïnvloed? Kyk wat gebeur. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat ons hier 3 hutte maak. Een vir U en een vir Moses en een vir Elia. Arme Petrus, het altyd iets te sê gehad. Vers 5. En terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder kleurige wolk met eens, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, uit die wolk. Dis interessant nie. Toe Moses op die berg klim, toe kom God ook met 'n wolk. Op die berg van verheerliking, hier kom God weer met 'n wolk. Want Jesus, die aangesig van God was nog nie dit as volbring, as opgewek verheerlik, dat in ons is hier. Kan jy dit sien? Verstaan julle wat ek sê? Sê tydlyn. Sê konteks. Bid dat God jou oë oopmaak. Kan ek gou vir jou dit verduidelik? Hou jou hand hier so, maar kom ons gou verder. En terwyl hy nog spreek, oordek hy helder kleurige wolk met eens, en daar's 'n stem uit die wolk wat sê, dis nou my geliefde seun en wie ek welbaat. Luister daarom. Vers 9. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van hierdie gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Kyk op die bord. Dit was alles voor die kruis. Hoekom moes hulle vir niemand dit sê nie? Want dit was nog nie volbring nie. Maar sê vir my, behoort ons aan die opgewekte Christus. So wie is nou die manifestasie, die verheerliking van dit? Hier sit ons. Hier sit ons. Kyk gou vir Jesus, kyk gou wat sê Lukas 24. Kyk gou wat sê Lukas 24. Kyk sy liefde vir Moses. Toe wys jy dit nog steeds vir Moses. Kyk gou wat sê Lukas 24 oor dit. Vers 44 sê, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moes word. Waar is dit in vervulling gebring? Toe hy oproep, toe die kruis oproep, dit is volbring en sy gees uitblaas. So alles het oor hom gegaan. Kom ons verder. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Vader, my gebed is, open die mensdom se verstand. Paulus bid, verligte oë van die verstand, want as jy dit kan sien, is jy. Toe open hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, soos dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan. Nou, wat is dan hierdie heerlikheid, Rudy? Kom ons begin. Jy sê, kom ons begin. 1 Petrus 1. Ek voel om te begin. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Wat is dan hierdie heerlikheid? Dit was nie hierdie heerlikheid wat moes vergaan nie. Wat is dan hierdie heerlikheid, Rudy? 1 Petrus 1. Vers 24. Want alle vlees, ek gaan nie skryf, sterflike vlees. Onthou julle ons vorige boodskappe. Sê vir my, is jou sterflike vlees belangrik vir God? Daarom is dit alreeds duur gekoop. Dit behoort nie meer aan jouself nie. Verheerlik God in jou vlees, liggaam en in jou gees. Kom ons lees verder. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens, oogats, soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, maar die mens is soos 'n blom, maar die blom verdor nie, die blom val net af. En hierdie blom, soos 'n mens, is 'n heerlikheid as die mens. Wat is daai heerlikheid as die mens? 2 Korintiërs 4, kom ons bly gou terug, hou jou hand hier so, ek bedien so dat jy dit kan sien. Wat is daai heerlikheid as die mens? 2 Korintiërs 3, 2 Korintiërs 4, vers 6, want God wat gesê dat daar duisternis lig moet skyn, dis hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Hier kom dit. Maar ons het hierdie skat, ons het hierdie verheerliking in 'n aardekruik, in 'n sterflike vleesliggaam, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit onsself nie. Vers 10. Gedurig deurdra ons die doding van die Here Jesus die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Vers 11. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Alle vlees is soos gras, behalwe die mens. Die mens is nie soos gras nie, die mens is soos die blom van die gras as die heerlikheid, want in hierdie mens is 'n skat. Wat is in hierdie skat?
Wat is hierdie skat? Paulus sê, ek deel julle 'n verborgenheid mee, Kolossense 1:26. Ek deel julle 'n verborgenheid mee. Die hoop van die heerlikheid is in sterflike vlees, 'n mens, as hierdie heerlikheid. Sodat as jy nou met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here kan aanskou, sal jy van gedaante verander word na dieselfde beeld van heerlikheid as heerlikheid wat die beeld van God is. Daarom wil hy jou vernederde liggaam van gedaante verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, sodat hy alles aan homself kan onderwerp. Wat beteken dit? Ek kan dit verder vat. As alles aan homself onderwerp is, gee die koninkryk terug aan God die Vader. 1 Korintiërs 15, sodat as God in alles kan wees, want uit God, deur God en tot God is alles. En die laaste vyand, vers 26, was die dood. So hy wag vir my en vir jou om die dood te manifesteer as oorwin in my vlees. Daarom, hierdie heerlikheid is jou sterflike vleesliggaam, want dit is 'n heerlikheid, want in hierdie heerlikheid is 'n skat. Wat is die skat? Die openbaarmaking van die Christus. So waar is hierdie goed alles? Waar is hierdie volheid alles? In jou. En as jy dit kan sien, vir jare het ek gehoor, ons as die kerk het hierdie heerlikheid gepreek as die heerlikheid. Nee, dit het niks met te doen nie. Hierdie heerlikheid is 'n mens. Dis 'n sterflike vleesliggaam wat vir God belangrik is. Want in dit is 'n skat. Daarom het hy die land gekoop, want in die land was 'n skat. Onthou julle ons vorige boodskappe. My vriend moenie mis nie, alles steek aan mekaar soos 'n legkaart. Vers 25. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dis die woord wat aan julle verkondig is. Vers 23. Want julle, kyk op die bord. Wat beteken opgewek? Die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Opgewek beteken die ommekeer van 'n bewustheid. Opgewek beteken om net uit te vind wat is jou geboorte eintlik. Met ander woorde, hierso is die roosfamilie. Hierso is 'n stamboom, geslagsregister, ons mensdom. Maar in ons mensdom is ons nie soos gras wat verdor nie. Ons is soos 'n blom wat afval. Omdat ons nie weet wie ons is nie, want in ons as blom is die heerlikheid. Wat is die heerlikheid? Die skat. Weet jy dan nie dat Christus in jou liggaam, die tempel van die Heilige Gees is nie. Die hoop van die heerlikheid is Christus in jou, sodat jy met 'n onbedekte gesig kan sien, sodat die sterflike vleesliggaam kan manifesteer, die verheerliking. Kan julle dit sien? Julle hoor wat ek sê. Is dit nie mooi nie? Daarom is jy alreeds, kyk op die bord, daarom is jy nou alreeds as opgewek, wedergebore. Wat beteken wedergebore? Regenerasie. Hier's nou 'n nuwe geslag. Wat beteken wedergeboorte, regenerasie? Die aangroei van nuwe selweefsel. Daarom vers 23. Vers 23. Johannes 1:13. Wat nie uit die wil van 'n man, uit vlees en bloed, maar wat nou uit God gebore is. Daarom sê vers 23, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad, oom Dolf en tannie Gerry die rose nie, 'n heerlikheid soos 'n blom, want in jou is die skat, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid, kyk op die bord, wat tot in ewigheid, jy kan nie wegkom nie, my vriend, ek is jammer. Kyk gou 'n profesie oor dit, kyk gou wat sê Jesaja 40, jy kan nie wegkom nie, my vriend, ek is jammer. Kyk gou wat sê Jesaja 40 oor dit. Kan julle dit sien vanoggend? Ek moet goed vat, om het by mekaar te bring, dis nie die Here met my werk. Kyk gou wat sê Jesaja 40. Hoor wat sê Jesaja 40 nou. Luister, jy is nie soos gras wat verdor nie, jy is soos 'n blom wat net afval. En as jy afval, moet jou gees terugkeer na God as begin. Daarom was dit hierdie heerlikheid, 'n heerlikheid, want in jou is die skat. Ha, is dit nie mooi nie? Dit het niks te doen gehad met Moses se heerlikheid nie, man. Dit was 'n persepsie wat hulle gehad het uit 'n wanpersepsie van wrong identiteit. Dit moet vergaan. Hierdie heerlikheid is 'n blom wat een of ander tyd moet blom, oopgaan, 'n blom. Verheerlik. Kyk ons sê Jesaja 40.
Kyk wat sê Jesaja 40. Vers 6. 'n stem sê roep en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas, voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Sê daarom, vers 5, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. So watter heerlikheid gaan alle vlees sien? Daarom my pa wat nou ontslaap het in Christus, wat net gees is, soos ons sê in die hemel, sal beklee word, want hy's naak, hy het sy kleed verloor, hy het sy blom verloor. Maar hier sit die blomme, wat een of ander tyd moet beginne blom, dat die wêreld kan sien, as jy my gesien het, as jy aangesig het, jy my Vader gesien. Ek hoop ek kom deur. Ek gebruik sulke goed om deur te kom, dat ons dit kan sien. Dat ons kan sien. Kos tyd af. 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. So wat was hierdie heerlikheid tot heerlikheid? Dit is die sterflike vlees liggaam van 'n mens, want in jou is die skat. 'n Verborgenheid, wat Paulus sê, die hoop van hierdie heerlikheid, wat sal manifesteer soos die waters die seebodem, die aarde bedek, is sterflike vlees. Dis hoekom dieselfde gees wat in jou is, met hom, met ander woorde, ek en jy moet begin blom. Of jy kan soos hulle afval as die blom. Is dit nie mooi nie? Ek hoop dit is so anders vandag hierso. Ek voel so anders, ek bedien so anders vandag. Kan julle dit sien? Ek probeer my bes dat jy dit vandag kan, maar jy moet dit hier sien. Jy moet dit hier sien. 1 Korintiërs 15:45. Soos daar geskryf, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Kyk die bord. Die eerste mens Adam, die eerste heerlikheid was 'n lewende siel, maar die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Om wat lewend te maak? Om die blom lewend te maak, dat jy kan blom. As die aangesig van die Vader, want as jy my gesien het jy my Vader gesien, as 'n verheerliking, 'n vleesliggaam. Want alle vlees gaan dit sien. So daar gaan die dood. Weereens in hierdie bediening. Kom ons verder. Vers 46. Die geestelike ewenwel is die eerste, die natuurlike, dan die geestelike, hier op die bord. Die geestelike was die eerste, die natuurlike. God het 'n man en 'n vrou gebruik om Dawid aan die Gerrie om vir Rudy voor te bring, 'n heerlikheid, want in Rudy is die openbaarmaking van die heerlikheid Christus, soos Rudy moes uitkom by die geestelike. Rudy is eintlik uit God gebore. En hoe meer Rudy God sien as die aangesig, dit reflekteer, hoe meer begin jy my as die Vader in my aangesig sien, verheerlik. Tot ons verder. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel, sê uit God, uit Gees. Vers 48. Soos die aardse mense was, sê was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mense is, kyk op die bord, soos die aardse mense was, verlede tyd, so is die hemelse mense, hier sit hulle, jy is. Eens op 'n tyd was ek. Maar met die volheid van tyd, toe vat hy alle dinge en hy versoen hom met hierdie wêreld in Christus en alles het nuut geword. Soos wat ek 'n roos was, so het ek met onbedekte gesig begin sien in 'n spieël, 'n weerkaatsing van wie ek eintlik is, omdat ek hom sien soos hy my sien, nou begin ek al hoe meer is. Ek is. Ek is nie op pad nie, ek is vanaf. Wat is God se einddoel? Wat is God se plan? God se plan is dat die aarde kan hemels wees en dat die mens kan lyk soos 'n Vader wat God is, wat Gees is. Die beeld, die verheerliking, die gelykenis, hier is hy. Kom ons verder. Soos die aardse mense was, soos ook die aardse mense. Maar nou wie is hulle? Sê wat 'n verwronge identiteit, hulle weet nie wie hulle is, sê bedekking. Soos die hemelse mense is, soos ook die hemelse mense. En soos ons, dis mooi. En soos ons, kyk hoe mooi is dit. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, soos ons ook die beeld van die hemelse dra, kyk op die bord. As jy dokter toe gaan, hy sê vir my, ons toets gou jou bloed, hy het hoë bloeddruk, sê vir my, mamma,
het oupa, het iemand in julle familie, hooplik, sê die beeld van die aardse, sê die rose, sê maar ek is nie meer 'n rosie, sê ek het uitgekom by die ontdekking van 'n geestelike waarheid, ek het uitgekom by die ommekeer van 'n bewustheid, ek is Christus denke, ek het uitgekom, hy weet, ek is nie uit die roosstangboekie, ek is eintlik uit God, so dra ek die beeld van die hemelse, so dra ek die beeld van 'n God, as verheerlik, as jy my gesien het jy die Vader gesien. Kan julle dit sien? Kom ons verder. Vers 49 gaan ek oorlees. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, soos ons ook die beeld van die hemelse dra. Dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe verganklikheid nie, onverganklikheid. Kyk op die bord. Vlees en bloed. Vader, laat die koninkryk kom. Vader, laat die wil geskied soos in die hemel is, so op die aarde. Hierdie heerlikheid kan die koninkryk, die manifestasie van wie God is op die aarde nie beerwe nie, maar die manifestasie as onverganklik, verheerlik, dit is die koninkryk van God. Waar is die koninkryk van God? Wat is die koninkryk? Vrede, geregtigheid en blydskap. Wat is geregtigheid? Op die pad van geregtigheid is lewe en die rigting is onsterflikheid. Kyk wat sê Paulus nou. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal nie meer almal ontslaap, doodgaan nie. Ons sal verander word. Hoe word ons verander? As jy met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word jy van gedaante verander. Geen dood. Die verheerliking van God as die beeld, die gelykenis op die aarde. Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde met ons. Ek kan hom groter maak, ek kan baie goed inbring, maar ek probeer hou by dit. Vers 52. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste besyn. Wat beteken laaste besyn? Laaste besyn, jy moet mooi hoor, is 'n sekere woord wat verkondig word. Wat is die woord? 2 Korintiërs 4, die evangelie van die verligting van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Laaste besyn beteken die aankondiging van God se oorwinning oor 'n vyand. Wat was die laaste vyand? Die dood. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Elke Sondag hoor jy die basuin. Elke Sondag hoor jy die oorwinning. Jy hoef nie dood te gaan nie. Ons sal verander word. Jy sal verander word. Jy sal verander word. Hoe? Jy moet dit sien. Jy moet van mening wees. Jy moet van oortuiging wees. Dit beteken ek sien in die aangesig van Christus as die oortuiging. En ek reflekteer lewe. As dit nie so is nie, is dit as gevolg van 'n bedekking. Kyk wat gebeur. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste besyn, waar die besyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. Wie is hy dode? Daai dode is nie my pa wat ontslaap het in Christus nie. Daai dode sit in stoele. Sit in stoele. Ou Paulus in Romeine 13 sê hy, die uur is vir ons reeds daar nou om in die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het, want ons ken die tydsomstandighede. Kyk op die bord. Die eindtyd ouens ken ook tydsomstandighede, hulle gebruik nuus, hulle gebruik oorlog. My tydsomstandighede is ek wag as die verheerliking God in vlees, as jy my gesien het jy die Vader gesien. Kyk wat gebeur. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste besyn, die oorwinning. Sê vir my, hoe gaan God sy oorwinning vier oor die dood? Ek en jy moet dit manifesteer as hy volbring, as die woord. Hy wag vir ons. God gaan jou nie meer genees nie. God gaan jou nie opwek nie. God gaan jou nie lewend maak nie. Hy het dit klaar gedoen, dis volbring. Dis jou sien wat dit nou doen. Dis jou reflekteer van wie jy is, wat dit manifesteer. Here, jy moet help. Vers 53. Kyk op die bord, want hierdie verganklike, hierdie heerlikheid moet met hierdie heerlikheid, onverganklikheid beklee. Sê beklee. Wat beteken beklee? Om dit aan te trek, om dit jou eie te maak, om in weg te sink. Kyk op die bord. Hierdie heerlikheid as sterflikheid moet met hierdie heerlikheid as onsterflikheid beklee. Sê vir my, moet jy beklee of is jy beklee? Sê dis volbring. Hoe word jy beklee? Oortuig, bewus. Dis hoekom my maat, ek is op my stukke. Pas op vir Rudy. Weet jy kom sê hulle pas op vir Rudy? Dis nie hulle wat dit sê nie, dis die bedekking wat dit sê. Vers 54. En wanneer hierdie verganklike met onverganklike beklee is, jy moet dit sien.
En hierdie sterflike met onsterflikheid beklee, as jy moet dit aantrek, jy moet dit wegsak, dan sal vervul word die woord wat gespreek is, die dood is verslind in die oorwinning. So wie is die manifestasie van die oorwinning? Die dood is verslind. 'n Vleesliggaam, wie is 'n vleesliggaam? Hier sit ons. Vers 55. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is sonde, die krag van sonde, kyk op die bord, waar is die wet? Dis volbring. Maar God sê dank wat is die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Kan julle dit sien? So wat was hierdie heerlikheid? Dit was die roos uit oom Dolf en tannie Gerry. Vlees en bloed. Sterflik. Dis 'n blom wat kan afval. Maar as ons kan sien, met onbedekte gesig soos in 'n spieël, die weerkaatsing van hoe hy ons sien in ons hart, reflekteer ons. En die blom begin blom, as die heerlikheid. God in vlees, die beeld, die gelykenis, wat die aarde val. Ek is die aangesig, as jy my sien, reflekteer ek my Vader. So as jy my sien, het jy my Vader gesien. Want ek sien Jesus Christus, want soos hy is ek, wat ek sien. En hoe meer ek hom sien, wie en wat ek is, hoe meer begin ek reflekteer wie en wat hy is, die Christus. En hoe meer word die liggaam, die tempel, verheerlik, as duur gekoop. Amen. Gee die Here 'n lekker lofoffer.